Wonderlik, as jy die Bybel saamgebring het, wat jy altyd maar moet doen, is ons oop by Psalm 139. Psalm 139 is een van die bekendste psalms en een van die mooistes ook. Goed. Vers 1 sê, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, o Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in, van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar, te hoog, ek kan daar nie by nie. Dan, waar sou ek heen gaan van U gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie, wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. O God, as U tog maar die goddelose wil ombring, en julle manne van bloed gaan van my af weg. Hulle wat arglistig teen U spreek, U naam uitelik verhef, U teestanders. Here, sou ek die nie haat wat vir U haat, en afskei hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So dit is Dawid se diep insigte in die lewe. Nou vanmôre gaan ek met U praat oor hierdie onderwerp van wie is ek? Wie is ek? Ek sê nie vir julle moet sê wie is ek nie, wie is ek self? Jy, wie is jy? Ons gaan 'n bietjie daaroor besin in die lig van die Here se heilige woord. Daar's baie mense wat hulle self nie ken nie. Maar die vraag is nie wat ons van onsself sê nie. Wat sê God van ons? Wie sê God is ek en jy? En dan moet ons by die begin. En die teks wat ek wil op konsentreer is Genesis 1 vers 26 en 27 wat sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Hier is baie dieptes in hierdie teks wat ons vanmôre wil hanteer. So, die feit is dat God het begin skape en hy het mense begin skape, en dan so het hy jou en my ook geskape. Dawid het dit mooi beskryf in Psalm 139, hoe kunstig het God jou en my
geweef in die moederskoot. Die natuur doen die werk, maar God bestuur die natuur, wat dit doen en so meer. So, Psalm 139 sê vir my gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar het alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. So, lang voordat jy en ek bestaan het ons vir God bestaan, basies in God bestaan, en toe kom ons na hierdie aarde toe. En net so 'n bietjie wanpersepsies oor onsself. Wie is ons? Die meeste mense se identiteit word deur ander mense bepaal. Dit is so jammerlik, dat ander mense maak van my wie ek moet wees. En mense laat dit toe, mense soek dit eintlik. Mense kyk gedurig rond, wat sê hulle van my? Wat dink hulle van my? Wat gaan hulle sê as hulle dit van my weet en so meer? Hier's 'n ding wat baie mooi uitwerk op dit. Hy sê, ek is nie wie ek dink ek is nie. Ek is nie wie jy dink ek is nie. Maar wie is ek eintlik? Ek is wie ek dink, jy dink ek is. So, ek maak aannames van jy dink iets van my, soos wat jy my daar sien. En nou is ek wat jy dink ek is, nie wat ek dink ek is nie. So, mense, so om 'n draai bepaal my identiteit van my. As ek onnoosel is, as ek dom is, as ek dit toelaat, dat ander mense vir my sê, wie is ek? Jy moet dit self sê en God moet vir jou sê wie jy is. So, mense se identiteit word deur ander mense bepaal. Hulle is meer begaan oor wat ander van hulle sê en dink, as wat God van hulle sê en dink. Dan sal hulle altyd wonder, wat gaan daai een sê, as hulle weet van my, of dit sê van my. Ek moet altyd maar net die beste voet voorsit, sodat mense nie iets slegs van my sê nie. En so leef ons. So meeste mense dink hulle ken hulle self, maar deur onkunde word hulle deeglik mislei. Onkunde is een van die grootste faktore van die mens op hierdie aarde. En Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dis hierdie sentrum hier op jou skouers. Die hart is daar en hy sê dis bedrieglik. Jy kan dit nie ken nie. Jy weet nie wat hier aangaan nie, want jy vergeet net nou wat jy nou gedoen het en gekyk het. Jakobus sê, jy loop en kyk in 'n spieël, en as jy omdraai en wegloop, dan jy vergeet wat jy gesien het. Dis met ander dinge ook so. Net God ken elke mens. 2 Korintiërs 13 vers 5 verskoon, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie. So Paulus sê vir sy gemeente, ondersoek bietjie vir julle self of julle werklik is wie julle sê julle is. Ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van God en so meer. Ondersoek jouself gedurig deur. Kyk binnekant in jou hart in, wie is ek en wat sê God van my? So dis die fokus vanmôre. Nou, in die ou tyd, net om agtergrond te gee, het die konings hulle self gesien as afbeeldinge van hulle gode. En daarom het die mense die koning so vereer. Party dan bid, die keisers, die Caesars, het hulle self God verklaar, Farao ook. En hulle sê hulle is afbeeldinge van die gode, wat hier op die aarde manifesteer, en gebou word uit klip en sand en hout en so meer. En dan is hy baie trots daarop en sê, ek is die beeld van my God. En hulle word so erken. Nou ja, hulle het geheers oor baie lande en oor provinsies, en in elkeen het hulle standbeelde van hulle self laat oprig, sodat die mense wat daar gekom het, kan sien, hierdie afdeling van die land behoort aan die koning, of hierdie afdeling van die wêreld. So
was dit nie opgerig vir aanbidding, daai standbeelde wat hulle in elke provinsie gesit het, of in elke land wat hulle oorgeneem het nie. As 'n mens dink aan Alexander die Grote, wat die hele wêreld verower het, het hy in elke provinsie 'n stad gestig na sy naam, en hy het sy beeld daar laat oprig. Maar nie vir aanbidding nie. Dit verteenwoordig die koning as heerser van daai grondgebied en daai area en al die mense wat daar gewoon het ook. So as iemand daar kom, dan weet hulle presies, hierdie standbeeld verteenwoordig daardie persoon. En dis baie belangrik. So waarom het God dan ook die mens gemaak na sy beeld en sy gelykenis? Sê dit nie vir ons iets nie? Dat God het my en jou gemaak na sy beeld en na sy gelykenis op die aarde kom plaas en gesê, hier is jy, wat gaan jy hier doen? So die werklikheid hiervan is dieselfde as die gebruik van die konings van ter tyd, dat hulle beelde van hulle self oral laat plaas het, sodat die mense kon sien, hierdie is die domein van die koning. En as hulle dit sien, dan is hulle gedagtes onmiddellik in die koning se huis op sy troon, want ons sien hom ons hier. So, 2 woorde in hierdie skepingsverhaal en in die verhaal van Dawid se beskrywing van die mense ontstaan, word in hierdie diens môre hanteer. Jy moet maar mooi luister asseblief. Daar's 2 woorde in Genesis 1 vers 26 waar God sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Dis 2 dimensies van bestaan wat baie mense nie raak sien nie. Ons lees dit maar en sê, dis seker dieselfde ding, die beeld en die gelykenis is net 'n ander woord vir beeld en beeldgelykenis. Maar die oorspronklike taal het dieptes wat ons Afrikaans en Engels nie het nie. En daarom moet ons hierdie dinge so 'n bietjie dieper bekyk. So die eerste dimensie van menswees is dat ons geskaap is na die beeld van God. Die Hebreëse woord is Tselem. Dit word 17 keer gebruik in die Bybel, in die Ou Testament veral. Ons is geskape na die beeld van God. Soos wat daai koning sy beeld laat plaas het daar in sy provinsie, so het God jou en my gemaak, en jou liggaam op hierdie aarde is 'n poort na die fisiese dimensie van God. Dink maar daaroor as jy by die huis is. Jou liggaam is 'n poort na die fisiese dimensie van God op hierdie aarde. Jou beeld is die fisiese refleksie van die beeld van God, want hy sê dan, ons is na sy beeld geskape. So jou beeld en my beeld is die fisiese refleksie van God. En wat beteken dit vir ons? Jy verteenwoordig die sigbare besittingsreg van God op hierdie aarde deur jou. Jy verteenwoordig die besittingsreg van God, soos wat daai koning se beeld die besittingsreg van daai provinsie bevestig het, so bevestig jou beeld God se besittingsreg op die aarde. Anders was die aarde nutteloos, totaal nutteloos en sinneloos. In jou word die bonatuurlike natuurlik sigbaar. Die bonatuurlike in die hemel is God en sy engele en sy wesens. Daar's gode in die hemel ook. Ons sal eendag 'n bietjie oor die ander gode in die hemel praat. Maar jy is die natuurlike bepaling en sigbaarheid van wat in die hemel bestaan, die beeld van God. Maar die ewige lewe moet in 'n mens wees voordat jy sal slaag om God hier te verteenwoordig. Dis hoekom hy ons na sy beeld geskape het, om hom te verteenwoordig, want dit is sy domein hierdie. So, wat is jou skepingsdoel as mens in wese? Jou liggaam is geskape om die beeld en gestalte van jou God en jou skepper op aarde sigbaar te maak. Hier sal niemand geweet het hoe lyk God en hoe is God as die beeld van God nie op hierdie aarde gewys word nie. So, dis baie moeilik om te verstaan.
Maar jou liggaam is geskape om die beeld en die gestalte van God hier op aarde te wys. Galasiërs 4, daar bid Paulus vir sy gemeente. En hy is bekommerd oor hierdie klomp mense wat maak wat hulle wil en afwyk weer terug na die wet toe en die een doen dit en die een doen dat. En Paulus is bekommerd en hy sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. So hulle die gestalte van God prysgegee vir tydelike dinge, vir allerhande goed wat nie reg is om te doen nie. En hulle het nie meer so mooi gelyk nie. Toe sê hy, ek is in barensnood, totdat Christus in julle gestalte verkry. Dis die wens van elke ware leraar van God, dat die gemeente en hy self natuurlik eerstens die gestalte van Jesus Christus moet wys aan die wêreld daar buite. Dis jou roeping as mens. Jy moet die gestalte van Jesus in jou ontwikkel en dit is deur heiligmaking, deur gehoorsaamheid, deur toewyding aan God en deur gebed. Romeine 8 vers 29 sê, die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgemore kan wees onder baie broeders. Jesus is die leier, hy is die hoof, ons is die afdruksel van sy wese, en hy sê, hy het ons verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis jou taak op aarde, om soos Jesus te lyk. En dis nie jou gesig nie, en ek sal nooit so lyk nie. Maar, dan sê hy verder, 1 Korintiërs 11, 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlikheid van God is. Maar die vrou is die heerlikheid van die man. Nou dis 'n dimensie wat ons nie nou gaan betree nie. Die man is die beeld en die heerlikheid van God op hierdie aarde. Die vrou is die heerlikheid van die man, om hom volledig te maak, en so, los het daar. Kolossense sê verder, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens in sy werke afgelê het, julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepper. En die beeld van die skepper is nie my gesig nie, is ook nie my lyf nie. Dit is baie dieper dinge as dit. Maar daar's 'n tweede woord wat so misverstaan word. Dit is eintlik die een wat misverstaan word waaroor ek wil praat. Dit is die tweede woord wat gelykenis van God genoem word. Dit bring ons in 'n tweede dimensie. Hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Die Hebreëse woord as demut word 78 keer gebruik om die gelykenis van die mens aan God gelyk te stel. So jou sielsfunksies is die onsigbare gelykenis van God, nie die liggaam nie. So dit dek die hele mens. Die mens is geskape na die beeld van God en daar stop ons, nou dis nou reg. Maar hierdie woord gaan baie dieper in die binnewêreld van die mens in. Jou siel besit die vermoë en kapasiteit uit God vir morele rede en onderskeiding. Dit skei jou af van die beeld. Dit bring jou na binnekant toe, na 'n nuwe beeld, 'n gelykenis, 'n onsigbare deel van die lewe. Dis die onsigbare deel wat ander nie sommer raak sien nie. So, hier's 'n paar dinge wat ek wil noem wat dit beskrywe. Dit behels jou karakter, integriteit, aanspreeklikheid, geestelike natuur, nederigheid, liefde, funksies, aksies, waardes, geregtigheid. So hier gaan dit baie dieper na 'n dimensie van heerlikheid en verheerliking. God wil in jou verheerlik word en God wil jou verheerlik in jou binnewêreld en in jou funksies rondom jou wat ek hier genoem het. So dit gaan na jou binnewêreld
die gelykenis van God moet hier binnekant ontstaan en funksioneer. Dan sal die beeld van God baie duidelik word na buite. Want jy kan nie buite begin, jy moet binne begin en buitekant toe werk met hierdie situasie. Ek sê, jou innerlike wese is geskape na die gelykenis van God met die uitsluitlike doel om die heerlikheid van God te skyn in die donker wêreld. Ons is nie privaat nie, ons is in 'n sin privaat as individue, maar die kind van God is 'n persoon wat aan die wêreld gegee is deur God en ons behoort nie aan onsself nie. Die Bybel sê duidelik, julle is duur gekoop, julle behoort nie aan julleself nie. Aan wie behoort ons? Aan Jesus Christus, na wie se beeld ons geskape is. En daarom mag ons nie aan onsself behoort nie. Jy is gekoop, jy behoort nie aan jouself nie. Hy sê dit 2 keer. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En die uitsluitlike doel is om die heerlikheid van God te skyn in die donker, swart wêreld waarin ons is. 1 Petrus beskryf dit so, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus moet julle bly wees. Moenie weghardloop nie. Sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref word hy wel gelaster, maar wat julle betref word hy verheerlik. So daar's 'n mag wat stry teen Jesus in jou en in die wêreld. En God sê jy is gelukkig as hulle jou met jou beklei oor jou godsdiens. Jy is gelukkig as hulle jou beveg omdat jy so mooi lewe wil lewe of het. Hy word in jou verheerlik. Die gees van die heerlikheid van God rus op die mense wat vervolg word vir hulle geloof en vir hulle toewyding aan God. Dis hoekom die mense op 'n brandstapel kan staan en lofliedere sing terwyl hulle verteer word deur die vuur. Dis hoekom mense, dogtertjies so groot, leeu's tegemoet gegaan het en gesing het en niks gevoel het toe die leeu's hulle byt nie, want die heerlikheid van God het op hulle gerus. Dis wanneer jy loskom van die vlees en van sy begeerlikhede. 2 Tessalonisense sê, broeders wat deur die Here bemin word, weet dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie. Hoekom? Om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Dis ons eis van God, dat ons moet werk daaraan om die heerlikheid van Jesus in ons te kry. Binnekant moet dit begin en buitekant toe werk in die beeld en die gestalte van die Seun van God. So godsdienst is nie 'n spelletjie nie. Dis nie 'n lekker kry besigheid dat ek net kan sê ek is gered, ek gaan hemel toe nie. Daar moet iets met jou gebeur in hierdie wêreld. Binnekant en buitekant moet daar iets met jou gebeur om jou roeping te vervul as kind van God in die wêreld. 2 Korintiërs gaan verder, hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. En sien waarheen werk dit toe? Omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Hy sê dit bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So hier op aarde berei ek my voor as ek gehoorsaam is aan die woord van God, om eendag groter in heerlikheid te wees. Daniël 12 sê dit baie duidelik. Daniël 12 vers 3. Die wat baie tot regverdigheid gelei het, sal skitter soos die sterre aan die uitspansel vir ewig en altoos. So as jou roeping vervul, word jou heerlikheid groter. Daar's persone in die hemel of in die hemel of daarbo wat so sterre glinster bo ander, wat nie daai stadium of daai dimensie ingegaan het om 'n sielewenner te wees en om die beeld van Jesus uit te dra aan die donker wêreld nie.
In Matteus sê Jesus, julle is lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie lamp en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die stander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien, julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So wat is Jesus? Hy sê ons is lampe, maar ons bedek onsself soos met 'n emmer en ons kruip weg. Hy vergelyk dit mos hier. Die lamp is gemaak om te skyn. Waarvoor anders is hy daar? 'n Kind van God is gemaak vir Jesus, om hom na die aarde toe te bring, in beeld en gelykenis. Want hy is nie, wie sien hom hier? Die wêreld glo hom nie, maar as jou lewe op lyn is met Jesus, vervul is met die Heilige Gees en heiligmaking, dan sal die wêreld sien, hier is iemand wat anders is as ons. En dis waar baie mense tot bekering kom. Hulle sien Jesus in ander. Nie net in die beeld nie, maar ook in die gelykenis, sy en haar optrede, die diep innerlike mens, wat vergroot word, wat groter word. Dit is wat hierdie teks beteken. Laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Maar dan los God dit nie daar nie. 2 dimensies en dit sou daar stop en vir ewig niks beteken nie. Wat sê God verder? 'n 3de dimensie word opgemaak en dit bring ons by ons roeping. Hy sê, onmiddellik na hulle geskape is, gee God hulle werk, 'n roeping, om hierdie beeld nou te laat funksioneer. Anders gaan dit niks beteken nie. Geskape en daar gelos, wat gaan vir jou word? Genesis 1 vers 27 sê God het mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verskoon. So ons tweedimensionele bestaan word sinvol in 'n 3de dimensie van ons roeping as kinders van God, as mens. Dawid bevestig ons lewensreg hier op die aarde, wanneer hy sê in Psalm 5, of Psalm 8 vers 5, wat is die mens dat een hom dink, en die mense kan dat hom besoek, jy het hom 'n weinig minder as 'n goddelike wese gemaak, en hom met eer en heerlikheid gekroon, daar is die heerlikheid weer, jy laat hom heers oor die werke van die hande, jy het alles onder sy voete gestel. As dit nie so is nie, het die mense lewe op aarde dieselfde, of miskien minder waarde as 'n dier sinne. Wat gaan jy hier doen? Waarvoor gaan jy hier wees? Daar is geen sin in 'n bestaan, as daar nie 'n opdrag en 'n roeping van God is, vir sy kinders se bestaan nie. So, God het ons aangestel om te heers. Na die sondeval, direk daarna, het God ons aangestel om te heers. Hy maak ons na sy beeld en na sy gelykenis, hy rus ons met ander woorde toe. Hy sê vir ons, dit wat ek in jou plaas, moet jy nou gaan gebruik, om dit wat ek geskaap het onder jou, as die kroon van die skepping, te gaan bestuur en beheer. Die eerste ding is die skepping. Ons moet heers oor die skepping. U laat hom heers oor die werke van u hande. En met die eerste opdrag wat God gee, gaan heers oor die skepping, oor die werke van die hande. Maar as 'n tweede ding wat mense nooit wil by uitkom nie, waaroor ons ook moet heers, en daarvoor vlug ons, en dit is sonde. Genesis 4 sê vir Kain, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad?
En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Vir die eerste praktiese sondaar wat uit mens gebore is, sê God, die sonde is hier. Jy word in hierdie atmosfeer van sonde en die leuen en vrees gebore en dit wag vir jou. Sodra jy groter word, gaan dit manifesteer in jou. Eintlik van kleins af klaar. Maar God sê, jy moet daaroor heers. En ons moet leer om oor sonde te heers. Hoe doen ons dit? Hebreërs 12 vers 4 sê Paulus vir die gemeente, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in hulle stryd teen die sonde nie. Die sonde is 'n vyand. Hy gaan met jou beklei, hy gaan jou verlei, hy gaan jou versoek, hy gaan jou seermaak, hy kan jou doodmaak. Maar Paulus sê, staan op, jy is die beeld van Christus, jy is die gelykenis van Jesus, stry teen die sonde, jy moet daaroor heers. Anders vat dit hierdie beeld uit jou lewe uit weg, dit vat die gelykenis van Christus uit jou weg, dit vat jou roeping van jou af weg. Daarom moet ons veg en stry teen sonde. God sê, heers daaroor. Soos Paulus sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Sê sommer net, ag Here, ek bely nou my sonde in die etenstafel en ek sê dankie dat U my vergewe het. Dis die grootste onheil wat jy aan jouself kan doen. Sonde is sonde, dis 'n mag, dis 'n persoon. Sonde word gepersonifiseer, hy sê hy lê en loer om die deur. So werklik is dit, dat jy hom moet sien as 'n persoon, op ander plek ook. Romeine 6 sê, laat die sonde dan in jou sterflike liggaam nie heers, dat jy aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Moenie toelaat dat die sonde oor jou heers nie, jy moet oor die sonde heers. En dit is nie maklik nie, want die vlees wil nie. Daarom sê ek in die tweede plek, jy moet oor die vlees heers, jou vlees. Hy sê, wandel deur die gees, dan jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees stryd teen die gees, of begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Die vlees is ons vyand. Ons het 3 dimensies van vyande, dit is ek self, die vlees, dit is die duiwel, en dit is die wêreld. En daarteen moet ons opstaan, in die krag van Christus. En hoe? Daar's baie min wat weet hoe. Ons opdrag en ons roeping is drieledig. Jesus sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies, en leer hulle, of doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek jou beveel het. Gaan maak disippels, met ander woorde, maak die kerk groter, maak die koninkryk van Christus vol kinders van God, disippels. Die tweede groot opdrag is Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Met ander woorde, ons moet Jesus uitdra, getuienis, sy beeld en sy gelykenis. Dis wat 'n getuie van Jesus is. En die wêreld moet dit sien in ons optrede, in ons lewe. Die derde groot opdrag, 1 Timoteus 6 vers 12, stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Dan sê hy verder, Paulus sê aan die einde van sy lewe, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Die lewe hier op aarde is 'n stryd. En die meeste mense vlug vir die stryd. Terwyl dit jou al swakker en swakker maak, hoe verder jy hardloop, gaan jy al moer en moer word. Jezebel sê vir Elia, ek gaan jou kry, nadat hy die Baalpriesters en die ander doodgemaak het. Hy skrik, en in sy moegheid word hy bang,
en hy vlug. En hy vlug 40 dae verder, kry God hom eers terug. En hy lê onder besembos en wens dat hy mag sterwe. So uitgeput was hy, so sat was hy. Maar hy het aangehou, en daar waar God hom kry, het God hom opgetel. So as ons gaan lê, dan kom Jesus en hy lig ons op. As ons verloor, dan kom hy en hy maak van ons weer wenners. As ons nie meer kan lewe nie, dan gee hy vir ons nuwe lewe. As ons hoop verdwyn, dan bring hy nuwe hoop. Ons het nie nodig om te vrees nie, ons het nie nodig om te wanhoop nie, ons het nie nodig om te vlug nie, ons moet opstaan en stry. Daarom sê Paulus, as hy die boek Efesiërs afrond, kom hy by die klimaks van alles, en hy sê, eintlik my broeders in Efesiërs 6 vers 10, ons kom nou by al die samevatting van alles. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte. Moenie teen die duiwel veg in jou eie krag nie. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar so gaan hy aan. Ons is hier om te stry. Ek het al dikwels vir u geleer. Jesus sê, Matteus 10, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En kom moet die swaard weggaan saam met hom terug, as ons werk het om te doen. Ons het stryd, en ons sal dit altyd hê totdat ons sterwe. Maar jou binnewêreld en jou beeld bepaal of jy 'n vegter gaan wees en of jy 'n wenner gaan wees in die lewe, en nie jou spiermassa of jou gesondheid of jou ouderdom of jou status nie. Maar God ons help dat ons bietjie na onsself kyk en begin besluit, wie is ek werklik? Wie is ek? God sê, wie is jy? Jy is die kroon van sy skepping, jy is sy beeld en sy gelykenis en sy geroepene hier op die aarde. Amen. Vader, ons is soms so 'n bietjie verstom oor al die verantwoordelikheid wat jy op ons plaas. Maar ons is nie alleen nie, dit is nie net ons nie. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En die woord sê, die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Ons het niks nodig anders as wat u ons reeds gegee het nie. Ons het net insig en perspektief nodig en gehoorsaamheid. Help ons daarmee asseblief, sodat Jesus in ons en deur ons verheerlik kan word. Amen.